Gemeente, ek sien ook dat Mandy en die dokter Eugene is ook hier met hulle klein ding. So baie geluk ook julle, ons is so trots en so lief vir julle. Baie welkom ook aan die nuutste gemeentelid. Okay, julle kom ons word net gewoonlik rustig net daar waar ons sit. Die Here roep ons vanoggend na hom toe. Hy wat ons ken, selfs in ons swakheid, selfs in ons val, roep hy ons nader. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Hy wat na ons kyk, nie om ons weg te stoot nie, maar juis om ons te red. Amen. 'n kyk sê baie. Hoe ons na mekaar kyk, sê soms meer as woorde. Hoe iemand na jou kyk, vertel ongelooflik meer as woorde ooit kan bepaal wat daai persoon gaan sê. Liesel sê altyd, as ek kwaad is, het ek 'n sekere kyk wat dwars deur hom kyk. En blykbaar het my pa ook so 'n kyk, en my boetie sê dieselfde dat ons het 'n kyk. En meer ek is so lank genoeg hier, en dalk het een van julle dit ook al die kyk beleef wat ek het. Nou vandag wil ek praat van 'n kyk wat Petrus ontvang. Dis Paasfees, so dis alweer ek en Petrus, want ek sien so baie van myself en Petrus en dalk doen jy ook. Want Petrus is so 'n mens. Petrus is ons. Petrus is nie die ou wat altyd die stryd in narrow gestap het nie, maar baie ops en afs gehad het. Hierdie kyk wat hy kry, is 'n Jesus wat na hom kyk. 'n Jesus wat vol spoeg is, wat stikkend geslaan is, wat 'n geswelde gesig gehad het, en daar 'n klare opgeswelde blou oog gehad het. Maar Jesus kyk vir Petrus. Nou wat se kyk sou Jesus vir Petrus gee? Dis dalk iets wat jy vandag moet na hoor en na die vraag antwoord. Kom ons kyk so 'n bietjie terug na Petrus se storie. Ons weet in sy verhaal was daar baie ops en daar was baie afs in die verhouding tussen Jesus en Petrus. So ek wil vanmôre op 3 momente fokus. 1, die selfversekerende Petrus, die een wat vol selfvertroue is. 2, die vallende Petrus. En 3, die kyk van Jesus. Maar voordat ons hier in delf, kom ons sluit die oë, dan bid ons net saam. Vader, dankie dat ons vanmôre net hier by mekaar kan wees. Dankie Here dat U almagtig is, dat U groter is as wat ons ooit kan verwag, dat U die skepper is van hemel en aarde, dat U die een was, is en vir ewig sal wees. En daarom wil ons U alle lof, eer en aanbidding gee, want dit verdien. Here, dis hoekom ons hier op aarde is om U te loof en U te prys. Here, ek bid vanmôre waar ons uit 'n klompie tekste gaan lees, wat ons vir Petrus 'n bietjie in die kolle gaan plaas, Here, laat U ons sal besef dat ons moet nie neerkyk op Petrus nie, want ons is Petrus. Ons is die een wat struikel. Help ons dus vanmôre, breek ons harte oop en laat ons hoor wat U vir ons vanmôre wil sê. In Jesus naam alleen. Amen. Gemeente, ek het 'n paar skriflesings, so ek gaan by 'n paar stukke stil staan. As jy iewers wil oopmaak, die grootste deel gaan uit Lukas 22 kom, maar al die tekste sal op die bord verskyn soos wat ek hulle behandel. So ons eerste moment is die selfversekerde Petrus.
Een van die hoogste punte wat daar was, is wanneer Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense is ek? Hy vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan sê die disippels, party sê U is Elia, party sê U is Johannes die Doper, en dan word Jesus stil en hy vra vir hulle direk, en julle, wie sê julle is ek? Nou ons kry hierdie in Matteus 16 vers 16, en dan antwoord Petrus hierdie baie duidelik, die hoogtepunt van Petrus. U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan antwoord Jesus, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, sê Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Imagine Jesus sê hierdie woorde vir jou. Ek dink, jy sal sommer trots begin, want hier is ongelooflike woorde, iets wat Petrus op die regte oomblik die regte woorde sê, en Jesus sê hierdie oor Petrus. Wat egter gebeur wat ons nie van lees nie, maar mens kan half iets van die gesprekke hierna agterkom, Petrus kry geestelike hoogmoed. Hy begin meer van homself dink, as wat hy veronderstel is om te dink. Hy begin al hoe meer wegbeweeg van onder Jesus, na, ek het mos lekker sterk geloof, dit gaan oor my. Ek het niemand nodig nie. En is hierdie nie maar die gat wat ek en jy maar gereeld inval nie, liewe gemeente. Dat ons dink dat, wie het ek nou eintlik nodig? Ek kan alles self doen, self sê, self optree, kyk ek het bewerk, kyk ek het al hierdie goed, ek is okay op my. Val ons nie maar ook in hierdie gat nie. Ons sien dan in Lukas 22, dat daar onder die disippels, die aanvoering van laaste maaltyd, juis hieroor gestry word van, wie is nou eintlik die belangrikste? So voor hierdie ongelooflike moment, waar Jesus die brood preek en die wyn skink aan hulle, kom hierdie 'n bekleierery, 'n baie menslike bekleierery onder die mense, onder sy disippels. En ons lees dit wat daar staan, daar het in Lukas 22 vers 24, daar het onenigheid onder hulle ontstaan, oor wie van hulle die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, konings speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? Maar ek is in julle kring, soos die een wat dien. So Jesus sê vir hulle opstryd. Dit gaan nie hier oor julle wat dink wie is die belangrikste nie. Dit gaan nie hier oor, jy is veronderstel om 'n dienaar te wees. Jy is nie veronderstel om gedien te word nie, maar jy moet dien. Soos wat ek, Jesus, iemand is wat dien, so moet jy ook dien. En wat vind ons uit? Petrus is in die middel van hierdie debat. Hoekom weet ons dit? Want direk hierna is dit asof Jesus vir hom sê, kom ek wil gou met jou praat. Want direk hierna roep Jesus vir Petrus en hy sê vir hom die volgende in vers 31. Simon, Simon, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle so koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk.
Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met U in gevangenis en dood in te gaan. Maar hy antwoord, Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vandag nie kraai, voordat jy my 3 maal verloon. Dan sê hy vir hom, 2 Liesel, Piet. En hierso doen Jesus dieselfde, hy sê vir hom, Simon, ek het jou lief, jy is vir my kosbaar. Maar dan waarsku Jesus vir Petrus, pas op, die duiwel gaan jou sif. Nou in die antieke tyd, en ons het al 'n bietjie hiervan gepraat, om die koring van die kaf te skei, sou hulle dit in die lug gegooi het. En wat is kaf? Kaf sou die omhulsel gewees het van die koring. So hulle sou dit in die lug gegooi het, en die kaf sou geval het, of weggewaai het, en hierdie koring sou geval het. Maar 'n ander manier hoe hulle dit gedoen het, sal dit 'n sif gebruik om dit te doen. So wat sê Jesus hier vir Petrus? Hy sê vir hom, pas op, die duiwel gaan julle sif. Die duiwel gaan wys wie jou Jesus dien en wie nie. So hy sê dit baie direk vir Petrus. En hy sê vir hom hierdie kosbare woorde, maar ek het vir jou gebid. Gebid dat jy jou geloof sou hou. Ek wil jou bewaar. Ek weet jy is net mens en daarom het ek vir jou gebid. Maar Petrus, o liewe Petrus, is asof hy nie die ernstigheid van hierdie situasie besef nie. En soos ons hom ken, sal hy sê, Here, dankie, maar ek is eintlik alright. My geloof is sterk genoeg. Ek sal alles wat na my kant toe kom, sal ek op die ken vat. Here, ek sal tot saam met U gekruisig word en gevange word. Here, dankie dat U vir my bid, maar eintlik, ek is okay. Ek sal hierdie kan doen. En Petrus bedoel hierdie rarig. Hy bedoel rarig dat hy dink hy sal dit kan doen. Dis nie asof hy dit opmaak nie, dis nie asof hy dit jok nie. Petrus se geloof, sy gees is sterk. Maar sal nou agterkom, sy vlees is nie. Dan sê Jesus vir Petrus iets wat hy eintlik aflag. Hy sê vir Petrus, voor die volgende dag, voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon het. Jesus sê hier baie duidelik, Petrus, dis wat jy gaan aanwaag. En mense sou gedink het Petrus sou daar 'n stuk papier, nie dat daar papier was daai tyd nie, maar iets gegryp het en neer begin skryf het, ek moet pas op, want ek gaan vir Jesus verloon en laat ek nie in die gat val. Maar Petrus dink, hy het al die geloof, hy sal kan. So hy stap hierdie sonder om rarig op die woorde wat Jesus vir ons sê te beklemtoon. Na hierdie nagmaalsete, nadat Jesus met Petrus gepraat het, gaan Jesus in die tuin van Getsemane in om te bid. En hy vat vir Jakobus, Petrus en Johannes saam, dat hulle kan gaan bid. En hy sê vir Petrus, Johannes en Jakobus, wag julle 'n bietjie, ek wil alleen wees, ek is doodsbenoud. En Jesus gaan bid alleen. En as hy terug, en hy sê vir hulle, waak julle, bid saam met my, laat julle nie in die versoeking kom nie. Dan gaan bid Jesus. En as hy terugkom, dan sien ons hierdie volgende in Markus 14 vers 37. Hy kom toe terug en kry die 3 aan die slaap. En hy vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 1 uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking sou kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Soos ons almal, het Petrus ook hierdie probleem. Dat al wil ons gees Jesus volg, maak nie saak wat nie, as ons eerlik vanmôre is, dan sukkel ons vlees baie maal. Dat omdat sonde tussen ons en God in beweeg het, het daar juis 'n afstand tussen ons vlees en God gekom. Ons sien iets in die gebed waar Jesus bid, Vader, maar nie my wil nie, maar U wil. Dat Jesus en God se wil dieselfde wil word aan die een kant, maar net aan die ander kant sien ons dat Petrus en Johannes
en Jakobus raak aan die slaap, so hulle wil en van die Vader se wil skei. Jou kant, ander kant. En van daar af kry ons die tweede moment, die vallende Petrus. Direk na hierdie gebed word Jesus gearresteer. Lukas 22 vers 54. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring. En let op, Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit en Petrus het tussen hulle gaan sit. Dadelik sien ons iets wat verkeerd lyk. Het Petrus nie letterlik 'n paar uur voor hierdie gesê, Here, ek sal saam met U gevange geneem word, ek sal saam met U gekruisig word. En nou lees ons, op 'n afstand het hy geagtervolg. Petrus, soos die res van die disippels, los Jesus stoksiel alleen. Markus 14 vers 50. Toe het al die disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Petrus het wel daarom nie weggehardloop nie, maar hy het sy afstand gehou. Hy was nie by Jesus nie. Toe die tekkie van geloof die deur tref, toe is al Petrus se mooi praatjies en sy groot praatjies en sê, Here, maak nie saak wat nie, ek sal U volg. Toe sy woord nie by sy daad nie. Liewe Petrus, waar is hy? Hy is besig om homself warm te maak by die vuur, terwyl sy leier, sy Jesus, geslaan word, gespoeg word en verneder word. Vers 56. 'n diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, Juffrou, ek ken hom. 'n rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na die verloop van so wat 'n uur het nog 'n beslissendheid beweer. So waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos 'n Galileër. En in die ander tekste, in die ander evangelies sien ons dat Petrus het maar lelik gevloek en geskel tussen en wat ons nie sien in Lukas nie. Maar 3 keer word hy gekonfronteer met die waarheid en 3 keer ontken hy dat hy Jesus ken. Al het Petrus geweet wat Jesus voor die tyd vir hom gesê het, doen hy presies wat hy nie moet nie. Petrus beweeg van naby die Here, na afstand van die Here af, na 'n punt waar hy sy rug op die Here draai en sê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Geen mens, nie Petrus nie en ek en jy, sal sommer spring van by Jesus na daar waar ons hom verloon. Gewoonlik vat dit 'n stapie vir stapie vir stapie. Dit kom van by kompromie, van ek sal later 'n bietjie Bybel lees, ek sal later kerk toe gaan, ek sal later, en dan beweeg dit, soos die Engelsman sê, in 'n downward spiral. En dan kom ons by die punt uit wat ons sê, ek ken hom nie. Dit begin klein mindertyd met die Here, 'n bietjie kompromie, 'n bietjie stil bly oor jou geloof, en voor jy kom kry, ontken jy hom met jou lewe. Waarskynlik, liewe gemeente, gaan niemand ooit direk na jou te stap en vir jou vra, ken jy die Here nie? Maar jou lewe gaan hulle keer na keer dophou. Jou lewe gaan hulle keer na keer kyk en hulle gaan vra, ken hierdie persoon Jesus? Wys jou lewe dat jy hom ken, of verloon jy hom deur jou lewe? Derdens, die derde moment, die kyk van Jesus. Maar Jesus sê, Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het 'n haan gekraai.
Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here gesê het. Voordat die haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Waarskynlik was in daardie moment net klaar ondervra deur die Jode was Jesus. Ons lees op 'n paar ander plekke dat Jesus was terwyl hy besig was om ondervra te word, was hy geslaan en hulle het op hom gespoeg en hulle het hom verneder. Hulle het hom mishandel om iets te kry om hom voor gevange te neem. Oë wat gesig wat so geslaan is, sy gesig en lyf wat vol spoeg was. En Petrus sien vir Jesus raak. Soos ijskoue water wat oor oor Petrus se rug gegooi word, onthou hy wat Jesus gesê het en die dam wil breek. Deur een kyk van Jesus breek Petrus en ons sien hy bitterlik gehuil. Die Griek sê letterlik dat hy gewelddadig gehuil. Hy het nie net 'n paar trane in die oog gekry nie. Hy het gesnik soos wat hy huil. Want Petrus het iets besef. Petrus se skuldgevoel kom nie as gevolg van straf nie, maar as gevolg van liefde. Waarskynlik toe Petrus sy gesig sien en sien waardeur hierdie man is, besef Petrus dat hierdie ou was nog net goed vir hom. Hy het nog net alles vir hom gedoen wat goed en mooi is. En kyk maar wat het met hom gebeur. En ek het hom beloof dat ek sal by hom wees en ek het hom in die steek gelaat. My Jesus. En hy het begin huil. Hierdie was nie 'n huil omdat hy besef wat hy verkeerd gedoen het nie. Hierdie was iemand wat gehuil het omdat sy hart vir sy sonde gebreek het. Iemand wat berou gehad het. Ons sien dat hierdie Petrus so verander en hier is 'n bietjie 'n groot sprong. As hier Petrus op die ou einde ook doodgemaak word, sê hy vir die mense, moenie my kruisig soos wat Jesus gekruisig is nie. Ek is dit nie werd nie. Kruisig my eerder onderste bo. Iets het in Petrus gekliek. Wat se kyk sou Jesus vir Petrus gee? Wat hierdie sterk man met sy manier van doen so breek. Was dit 'n kyk van woede? 'n kyk van verwyte? 'n kyk van afskryf? Of was dit 'n kyk van liefde? Genade? Van, ek weet wat het jy gedoen, maar ek bly so bitterlik lief vir jou. Mense hanteer konflik op verskillende maniere, veral as jy 'n kind is. As my boetie stout was in die huis, moes hy my pa hom half doodslaan dat hy net iets sou hoor. Ek aan die ander kant kon my ouers net skeef kyk en ek het presies geweet ek was verkeerd. En ek het myself baie harder pak slaag gegee as wat hulle ooit het. Die woord wat hier gebruik word vir kyk is die Griekse woord eneblephen, wat beteken om intens te kyk, om reguit in iemand se oë te kyk, om doelbewus te fokus op iemand. Jesus het nie toevallig na Petrus gekyk nie. Hierdie was nie 'n toevallige oë wat in mekaar toe gekyk het nie. Jesus het al gekyk. Hierdie was ook nie 'n kyk soos die Engelsman sê, I told you so nie. Hierdie was 'n kyk uit liefde. Dit was 'n kyk van ek weet wat het jy verkeerd gedoen, maar ek het jou nog steeds lief. Hier is 'n kyk wat lig in die donker laat skyn, wat lig in die hart van Petrus laat skyn. Baie keer as mense jou seer gemaak het of leed aangedoen het, sê ons vir die woorde, ek wil nie eers nou na jou kyk nie. Hier sê Jesus egter, maak nie saak wat jy gedoen het nie,
My kyk vir jou is net so belangrik. Ek sal jou nooit alleen los nie. En ons sien later hoe Petrus, Jesus Petrus optel. Na hy gekruisig is en weer opgestaan het, sien ons in Johannes 21 vers 5 die volgende. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers by. Jesus vra hom toe weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het broodroef geword, omdat Jesus hom nou die derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape by. Petrus het Jesus 3 keer verloor. En hier vra Jesus 3 keer vir Petrus, het jy my lief? Hy tel hom op van daaronder, hy tel hom op en hierdie stuk eindig deur te sê, volg my. Gemeente, hoor die evangelie. Dieselfde oë wat sien wat jou sonde is dieselfde oë wat jou wil herstel. Jesus kyk nie na jou om jou te breek en daar te los nie. Hy kyk na jou om jou te red. Nou waar is ek en jy besig om soos Petrus verder en verder weg te beweeg van Jesus? Waar in jou lewe is jou vlees meer in beheer as jou gees? Waar ontken jy Jesus deur jou lewe? Hoor mooi, Jesus kyk vandag vir my en jou oor. In jou oor. Intens. Nie per ongeluk of per toeval nie. Hy kyk in jou oor. Hy kyk vandag direk na jou. Nie om jou skaam te maak nie. Nie om jou weg te stoot nie. Maar om jou hart wakker te maak. Om sy lig in die donker te skyn. Om jou wakker te maak. Die vraag is nie, het jy al geval nie? Die vraag is, wat doen jy wanneer hy jou aankyk? Sal jy wegdraai? Of sal jy breek en terugkom? Die uitnodiging is altyd daar, om terug te draai. Om na Jesus toe te beweeg. Jy is nooit te ver af nie, al het jy hom verloon, dat Jesus jou weer sal terugneem. Vandag is ook Palm Sondag, waar mense, terwyl Jesus in Jerusalem ingery het op 'n donkie, het hulle klere en palmtakke voor hom neergegooi en geskree, Hosanna vir die seun van Dawid, Hosanna. En dis daai selfde mense wat 'n paar dae daarna weer uitgeroep het, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Ek en jy is Petrus, wat Jesus al so baie keer verloor het. Ek en jy is dieselfde mense wat soms op Sondag skree, Hosanna vir die seun van Dawid, as ons hom loof en prys. Maar ons is dieselfde mense wat Maandag letterlik weer deur ons dade skree, kruisig, kruisig. Is tyd dat ons hier in die oë sal kyk. Dat ons Jesus in die oë sal kyk. En laat hy ons harte verander. Amen. Here, dankie dat U na ons kyk. Dankie dat U vir ons omgee. Dat U oë direk op ons is en dat U in 'n intieme verhouding met elkeen van ons wil wees. Ons is jammer dat ons U soms verloor. Meer kere as wat ons kan tel. Help ons, Here, om op U gefokus te bly. Mag ons
vlees minder word en ons gees meer. Help ons dat ons nie geestelike hoogmoed kry nie, maar dat ons sal fokus op wie U is. Ons sal U loof en ons wil U prys, want U is waardig om geloof en prys te word. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons offergawes. Here, dankie dat ons 'n deel vir onsself van U kon gee. Neem asseblief alles van ons, elke deel, want U verdien alles van ons. In Jesus naam alleen. Amen. Kom ons staan en eindig ons met 'n slotgebed. Die Here sal jou seën en jou beskerm.
Die Here sal na jou kyk met genade en jou hart herstel. Die Here sal sy aangesig oor jou lig en vir jou vrede gee. Selfs daar waar jy geval het, roep hy jou weer. Volg my. Amen. Mooi dag en lekker weer.